So, God neem inisiatief en hy skenk vir my wedergeboorte. Maar hy maak my deel daarin dat ek my geloof op die tafel moet sit. Waar God se deel eindig en my deel begin, is 'n geheimenis. Maar dit is baie duidelik in die skrif dat God die inisiatief neem, maar dat hy van my verwag om geloofsaksies te neem. So, hier is die 5 geloofaksies wat ek en jy moet neem om te verseker dat wedergeboorte in ons lewe plaasvind. Hier is die 5 stappe. Volg dit in jou notas en skryf dit elke keer neer. Die eerste stap wat ek en jy moet neem om weergebore te wees, is om te erken. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ek en jy moet erken dat ons sondaars is. Ek en jy moet erken dat ons verlore is en dat ons osself nie kan red nie. Ek en jy moet op 'n plek kom wat ons besef, ons is verlore en ons het 'n redder nodig. Dis stap nommer 1. Stap nommer 2 is om te bely en vergifnis te vra. Sien, om te weet jy het 'n probleem is nie genoeg nie. Ek moet op 'n plek kom wat ek gaan jammer sê en dit gaan erken. In 1 Johannes 1 vers 9 sê Johannes dit so duidelik, hy sê, as ons sondes bely, hy, dis God, is regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is God se hart vir my en jou. Onthou, Jesus Christus het aan die kruis gesterf, sodat ek en jy vergifnis van sonde kan kry. Mits ons dit vra, mits ons Jesus se kruisdood en versoeningsdood aanvaar in ons lewe. So, die tweede stap is dan, om te bely, te sê, Here, ek is jammer, ek het sonde gedoen, vergewe my asseblief. Dit bring ons by stap nommer 3, en dit is om Jesus in jou lewe in te nooi. In 1 Johannes 1 vers 12, en dis 'n vers wat ons al baie aangehaal het, sê, aan wie ook al hom aangeneem het, en in hom glo, het God die reg gegee om sy kinders genoem te word. Nou dit saam met Openbaring 3 vers 20, wat die Here Jesus vir die gemeente in Laodicea sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, ek wil graag inkom, en ek wil saam met jou 'n feesmaal hê. En dis waar van enige iemand wat Jesus aanneem. Jesus staan by die deur en klop, en hy wil inkom, en dis wat ek moet doen, ek moet Jesus in my lewe innooi, ek moet Jesus Christus aanvaar en aanneem as my verlosser. Dit is stap 3. Stap 4 is dan om te bekeer. En dit is wat Petrus in Handelinge 2 vers 38 sê. Petrus het die lang preek en hy praat met die mense en die einde is die mense oortuig. Hulle weet wat Petrus sê is die waarheid en hulle aanvaar dit. En nou vra hulle, wat is die volgende stap? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou, bekering is om te draai. Dis om weg te draai. Ek het 'n sondige lewe geleef, ek moet nou daarvan wegdraai. En dis belangrik. Wedergeboorte beteken juis dat ek nie aangaan met my ou lewe nie. Ek was aan daai kant gewees, ek was verlore gewees, nou is ek gered. Ek kan nie meer aangaan met daai lewe nie. Ek het my nou weggedraai van daai lewe. En dis 'n aksie wat ek en jy moet neem, is om te bekeer. Stap 4. Stap 5 is dan om jou lewe oor te gee aan die Here en in vertroue te leef. Hoor mooi wat sê Filippense 2 vers 12. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Hoor mooi, om as verloste mense te lewe. Ons moet ons toelê daaraan. Dit moet ons strewe wees. Ons moet vorentoe beer in die Here om te sê, ek wil lewe soos 'n verloste. Ek wil die vrug van die Gees dra, Galasiërs 5. Ek wil meer en meer word soos Jesus, Romeine 8. En dit is die 5 stappe van wedergeboorte.